Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 3 Maart 2026 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Heel eerste wil ek julle herinner aan vanaand spesiale superklets aand wat ek uitsaai. Ons gaan gesels oor dit wat in die Midde-Ooste aan die gebeur is en dit gaan dan slegs vir ons superklets lede wees en ingetekende lede. Dit gaan nie oop wees vir die publiek nie. Ek dink ek gaan dit 'n bietjie beperk in die toekoms ook, dat almal nie net noodwendig inskakel nie, want baie mense skakel eintlik net in om agterna baie kritiek te lewer. In elk geval wil ek nou vanoggend begin om net 'n paar goed vir julle te wys. Op hierdie stadium het Amerika 9 van Iran se vlootskepe gesink of vernietig. Hulle het Iran se vloothoofkwartier vernietig. Hulle het ook dan ondergrondse missielfasiliteite getref. Hulle het hierdie harde militêre teikens met B-2 bomwerpers getref en hulle Tomahawk cruise missiles geskiet vanaf vlootskepe en militêre plekke, sites, basisse. Dan die Jamaran-klas oorlogskip is dan gesink by sy hawe, daar waar hy vasgemeer was teen die hawe. So dit is hoe die Amerikaanse suksesse op hierdie stadium tans lyk. En ons het geen info oor wat daar aan die Iranse kant bereik is op hierdie stadium nie. Maar ek is hewiglik gister gekritiseer oor my video wat ek gemaak het en ek het bloot eerste indrukke deurgegee. Ek het daar gesê dis te lank voor die tyd om enigsins alreeds 'n besluit kan maak oor waarheen hierdie oorlog gaan. Of dit 'n paar dae gaan duur en of dit lank gaan duur. Maar ons moet maar self die vraag uiteindelik van die dag vra. Iemand het my daar belaglik afgemaak as 'n vliegtuig wat neergeskiet is en dan wys ek net graag vir julle die vliegtuig wat dan neergeskiet is. Dan kyk julle self en dit is 'n F-15 wat afgeskiet is in Kuwait op die grens met, wat ek net eers hierdie ene wys. Daar staan US Air Force F-15 fighter jet crashes in northern Kuwait near Iranian border. A US Air Force F-15 fighter jet crashed in northern Kuwait near the Iranian border with the pilot ejecting safely and being assisted by the Kuwaitis. Dan kan ek ook daai net vir julle wys. Dis waar die Amerikaanse pilot nadat hy geland het, waar hy dan nou basies wys dat hy is nie 'n opponent nie. Hy gee die teken duidelik deur dat dit so is. Dan wil ek graag ook net vir julle hierdie ene wys, want dit is nou waaroor ek so kwaai afgeskiet was deur een persoon. لا والله حربية، طيارة حربية، طيارة حربية. شوف 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 لا والله حربية، طيارة حربية. Ek kan baie mooi om sien val. حربية. شوف 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 لا والله حربية. Dan moet ek hom nou net hier afhaal. Dan sê ek hom, nou kom toe. En dan wys ek vir julle nog ene. Ja, net 'n oomblik. Dit is 'n geskarrel hier tussen die verskillende skerms. Kan jy net sien, hier kom die vlieënier dan af. So die Amerikaanse masjinerie en natuurlik hoofstroom media beweer nou
dit was 'n friendly fire gewees, maar daarvoor bestaan daar ook geen bewyse op hierdie stadium nie. Dit kan ook 'n ongeluk wees dat hy een van die drones getref het wat daar gevlieg het, want hulle was juis met operasies besig om die drones wat inkom af te skiet. Maar dit is wat daar gebeur, mense, in die Midde-Ooste. Ons moet ook kyk dat die baie mense wat kritiek lewer oor Iran se vermoëns wat hulle het, en ek dink 'n mens, as jy kyk na die brandende basisse, die Amerikaanse 5de vloot se hoofkwartier in Bahrein, dan moet jy aanvaar dat hulle het vermoëns om teikens te kan tref. Ons sien dan ook dat hulle het die Britse basis op Cyprus aangeval. Hulle het ook nou Oman aangeval. Oman is 'n land wat altyd bekend gestaan het vir sy onpartydigheid, wat gewoonlik die middelman was in onderhandelinge tussen sekere lande en Iran. En tog het Iran hom ook aangeval. Is dit 'n poging om Amerika se vermoëns weier uit te sprei om groter druk op hulle te plaas? Wie weet, maar uit 'n militêre oogpunt uit sou dit nie 'n slegte strategie wees nie, maar dit kan 'n fatale fout wees as al hierdie lande nou inmeng in hierdie geveg teen Iran. In my gesprek gisteroggend word ek nou ook daarvan beskuldig dat ek wil hê Iran moet wen en dat ek teen Trump praat. En dis nie so nie. Ek doen slegs die ontledings van dit wat ek kry, maar ek gaan kyk na alle kante. Ek kyk na alle kante om op die ou ende van die dag te kan bepaal. Ek het nou 'n probleem, 'n tegniese probleem hier. Net alles daar toe maak. Dis reg. En ek kyk van alle kante af na die situasie. Dit was Amerika en Israel wat op die opportune moment die aanval geloods het. Meeste mense het verwag dat hy eers hier by Maandag, Dinsdagoggend sal gebeur, maar hulle het hierdie voorspringoperasie dan gedoen Saterdagoggend baie vroeg. En hulle was suksesvol deur die Ayatollah uit te haal in die proses. Ek is nie teen Trump of teen Amerika nie. Al wat ek waarsku is dat Amerika moet nie vir Iran onderskat om te dink dit gaan vinnig wees en dan raak hulle weer in 'n lang uitgerekte oorlog betrokke nie. Uit die aard van die saak het Amerika meer vermoëns, is hulle baie sterker en is hulle kanse op sukses baie groter. Maar Erik Prince waarsku dan ook hy en Douglas McGregor, as hulle boots op die grond gaan neersit, dis waar hulle groot probleme sal begin. Solank dit 'n gebombardeerdery is met missiele en vliegtuie, dan is hulle kans op oorwinning baie goed. Maar of hulle uit 'n oorwinning gaan behaal en of hulle langs die pad 'n off-ramp gaan vat om te sê, right, ons het nou al die vermoëns wat Iran het geneutraliseer is. Dit sal ons moet kyk wat speel uit. Dis hopeloos te vroeg om te sê wie het die meeste sukses in hierdie oorlog op hierdie stadium en wie gaan dit uitrek? Gaan daar 'n off-ramp kom? Gaan daar vrede gepraat word? Gaan daar 'n nuwe regering in Iran tot stilstand kom? Wanneer jy sosiale media kyk, dan sê jy sien dat almal wat fees vier en dankie sê vir die feit dat die Ayatollah uitgehaal is die mense wat in Oosseese lande bly. Maar as jy binne in Iran gaan kyk na daai massiewe groot skares wat saamgetrek staan waar hulle lojaliteit beklemtoon aan die regering in Iran, moet ons nie verwag dat daar sommer oornag
'n nuwe regering daar geplaas gaan word nie. Die Iranse stelsel werk anders. Hulle het 4 vlakke van bevel. As nommer 1 uitgaan, dan skuif nommer 2 in, dan skuif nommer 3 in, dan skuif nommer 4 in. En ja, Amerika het tot 10 van hulle generaals en goeters het hulle uitgewis in Iran, maar hulle stelsel maak voorsiening dat daar gedurig nuus ingewys word op die stelsel. Wat gaan gebeur wanneer hierdie bombardemente gaan stop, het ek geen idee oor nie. Ek probeer vir julle objektiewe beeld bring dat hierdie nie 'n weghardloop situasie is soos wat dit in Irak en Afghanistan was nie, maar dat dit baie groter weerstand is wat gekry word vanaf Iran as wat hulle van enige van die ander lande gekry het wat hulle ingeval het. Die feit dat die Ayatollah dood is, ja, dit is 'n ewel regeerder, 'n bose regeerder. Volgens die Weste is hy 'n baie bose ou en maak hulle baie mense dood in die land. Maar wie die enigste ouens wat werklik klem lê daarop is die hoofstroom media. En dan kom ons weer by die beginsel van demonizing, om 'n ou 'n demon te maak, om hom evil te maak, soos wat hulle met Putin ook gemaak het. En dis waar jou objektiviteit na vore moet kom. Waar jy moet gaan kyk, na wat sê daardie kant en wat sê hierdie kant en wat wys die syfers op die grond. Wat se beeldmateriaal is daar om te bevestig dat 'n vliegtuig wel afgeskiet is? Daar's gerugte van nog vliegtuie. Douglas McGregor praat van nog 2 vliegtuie. Daar's 'n moontlike Reaper ook wat afgeskiet is. Maar dan is daar ook baie vals materiaal wat versprei word. Nou kyk maar op jou X-kanaal, as jy daar ingaan, dan sit groktekentjie daar. Druk daarop, dan sal hy vir jou sê waar en wanneer is daai video geneem. Is dit 'n nouse oorlog of is dit verlede jaar, of van waar af kom die beeldmateriaal? Want natuurlik is hier beeldmateriaal van dinge wat in Oekraïne afgeneem is, wat nou hier weer opgesit word in 'n poging om chaos te saai by die kyk, sodat hy nie presies kan bepaal wat die situasie werklik is nie. Ek probeer dit ontleed so goed as wat ek kan, en dis nie omdat ek kan kies nie, dis juis omdat ek 'n objektiewe beeld wil gee. Maar baie ouens hier kan nie objektief staan nie, want omdat Iran noue bande het met die ANC regering, daarom kan Iran nie sterk wees nie. Daarom kan Iran nie weerstand bied nie. En al het Amerika die beste, die sterkste, goed toegeruste weermag ter wêreld, wat waarskynlik in 3 ure Suid-Afrika sal verslaan as dit so lank sal neem, gaan waarskynlik nie so 'n maklike paadjie hê na oorwinning toe in Iran nie. Dis objektiviteit. Kyk verby wie is die alliansiegenote aan beide kante. Kyk daarby verby en fokus op die fisiese geveg en dit wat daar gebeur. Geniet vanoggend julle kondensmelk koffie en ja, ek is môreoggend terug by julle met meer nuus. Mooi loop en onthou om in te skakel vanaand om 7 uur waar ek dan oor hierdie aangeleentheid 'n bietjie gaan gesels, die oorlog in die Midde-Ooste, en om 'n bietjie verder uitmekaar uittrek en daaroor gesels. Mooi loop, lekker dag.